As jy hierdie video sien wanneer dit geplaas word, dan is daar nog net 8 dae oor voor ons alweer Kersfees vier. Vandag gaan ons saam die volgmetode gebruik om te kyk na Lukas 2 vers 1 tot 7. Die gedeelte wat vertel van Jesus se geboorte. Selfs al ken ons hierdie teks baie goed, kan God elke keer weer iets nuuts daarmee in ons harte doen. Ons begin met V, vra God se leiding. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus. Dankie dat ons vandag weer hierdie bekende gedeelte kan lees en met nuwe oë daarna kan kyk. Wys vir ons die lesse wat ons daaruit kan leer en help ons om dit in ons lewens toe te pas. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die volgende stap van volg is O, wat staan vir ondersoek die teks. In Lukas 2 vers 1 tot 7 staan. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. In kort sien ons dat die keiser beveel het dat die mense getel moet word. Elkeen moes na sy eie dorp toe gaan om daar getel te word. Dis dan ook wat Josef en Maria doen, en terwyl hulle in Bethlehem is, word Jesus gebore. Nou gaan ons kyk wat ons uit die gedeelte kan leer. Dis die L van volg wat staan vir let op die lesse. Ons gaan ook sommer na elke les vra, hoe kan ek 'n doener van die woord wees? Dis die G van volg. Die eerste les wat ons kan leer is dat God in beheer is. Selfs 'n heidense keiser se bevel word 'n instrument in God se hand om profesie te vervul, om Jesus in Bethlehem gebore te laat word. Die keiser regeer dalk die land, maar God is in beheer van die heelal. Ek en jy kan doeners van die woord wees, deur te glo dat God in beheer is van ons lewens, al lyk dinge soms te mekaar. Vertrou hom dat hy 'n plan met jou het, en wees gehoorsaam wanneer hy jou lei. Les nommer 2 is dat Jesus se geboorteplek vir ons wys wie hy is. Bethlehem beteken huis van brood. Jesus is die brood van die lewe. Die plek van sy geboorte hou soveel betekenis in. Selfs die name van mense in die Bybel wat iets met Bethlehem te doen het, verwys na Jesus. Dink maar aan Benjamin en Dawid. Benjamin beteken seun van my regterhand en Dawid beteken geliefde. Albei hierdie name is op Jesus van toepassing, want hy is die geliefde seun wat aan die regterhand van God sit. Dit mag lyk of hierdie les nie regtig vir 'n mens iets gee wat jy kan doen, sodat jy 'n doener van die woord kan wees nie. Maar ek wil jou uitdaag om die les te gebruik as aansporing om navorsing oor Jesus se name in die Bybel te doen. Elkeen van sy name beteken iets wat vir jou van groot waarde in jou lewe kan wees. So vind 'n bietjie meer uit daaroor. Die derde les kom uit die feit dat daar nie plek vir Josef en Maria en uiteindelik dan ook vir die kindjie Jesus in die herberg was nie. Bethlehem was oorvol, so dis te verstaan. Maar dit laat 'n mens dink aan die wêreld vandag. Soveel mense weet van Jesus. Hulle weet die Bybel sê hy is die verlosser en dat hy die enigste weg na die Vader is. Maar hulle maak nie plek vir hom in hulle harte nie. Jy kan 'n doener van die woord wees deur vir diegene wat nie vir Jesus ken nie, te bid. Jy kan, wanneer die Here vir jou die geleentheid gee, teenoor ander oor Jesus getuig en vir hulle vertel van die verskil wat hy in jou lewe gemaak het en steeds maak. En dan kan jy eerlik na jou eie hart kyk. Is daar dele van jou lewe waar jy Jesus nog nie toegelaat het nie? Vra hom om dit vir jou te wys en nooi hom in. Hier is dan 3 van die lesse wat ek in Lukas 2 vers 1 tot 7 raak sien. Het jy dalk 'n ander les of lesse gesien? Deel met ons in die kommentaar hieronder. En as jy meer wil weet oor die volgmetode, maak dan gerus 'n draai in ons aanlyn winkel. Daar's 'n splinternuwe e-gids wat jou alles omtrent die volgmetode leer. Saam met die gids kry jy ook 'n studie waar jy die volgmetode gebruik om te kyk na gedeeltes in die Bybel wat ons leer dat ons, as God se kinders, anders moet leef as die wêreld en hom daardeur verheerlik.
Die skakel na die aanlyn winkel is in die beskrywingsblok hieronder. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag Kersfees 2025 vir jou en jou familie 'n dag van vreugde wees, wanneer jy dink aan Jesus se eerste koms na die aarde en hom daarvoor dank en verheerlik.